Kinders is verskriklik oulik. Die jou kleindogtertjie sit op haar oupa se skoot een môre. En sy is baie lief vir haar oupa, dank die Here vir oupas en oumas. En sy kyk so na haar oupa se gesig, en sy vat so 'n bietjie aan hom. En die oupa is nou al baie gekrekeld. En as vrede is hulle baie plooie. En sy vra, oupa, het liewe Jesus jou gemaak? Ja, my kind. Liewe Jesus het my gemaak, maar lank gelede. Sy vat so na haarself. Sy sê, oupa, het liewe Jesus my gemaak? Ja, my kind, hy het jou sommer nou die dag gemaak. Sy kyk so na hom, maar net soos 'n kind kan. Sy sê, hy word beter met dit. Ek praat vanmôre met jou oor groei in guns. En ek is baie opgewonde oor hierdie teaching. Hierdie woord gaan lewens verander. Onthou, die tema van ons jaar as jy saam met ons besoek is groei. Ons vertrou die Here dat ons mense sal groei op elke gebied. Almal sê groei. Kom, jy kry soveel lering in hierdie plek. Jy kan nie anders as om te groei nie. Saam met die woord groei is daar 'n woord wat jy moet deel maak van jou gebedslewe. En dit is om te floreer. Almal sê floreer. Sê groei. Sê groei met 'n krag. Dis floreer. So my gebed vir al ons mense is dat jy sal begin floreer. En jy gaan slegs floreer vanuit Jesus Christus. Daarom dat ons in die aande ook die vrug van die Gees bedien. Moenie dit mis nie. Nie by die huis bly nie. Sê vir jouself, ek en my huis, ons dien die Here. En vanaand gaan ons aan met die vrug van die Gees. Maar vanmôre guns. Het jy geweet dat jy kan groei in guns? Ek gaan vir jou baie besonderse goede deurgee vanmôre. Kom ek verduidelik gou-gou. Wanneer jy by die Here Jesus uitkom, dan ontvang jy guns. Maar ek maak dit gou duidelik. Iemand buite Christus kan nie guns ontvang nie. Iemand buite Christus kan nie genade ontvang. Wel, ons praat nou van goddelike guns, goddelike genade. So die Here Jesus het die volle prys betaal vir ons almal. Laat ek dit baie duidelik stel, een is nie beter as iemand anders nie. Die Bybel is ook duidelik, laat die een nie hoër van homself dink as ander. Alles wat ons het vanmôre is slegs genade. Sê saam met my genade. Sê alles wat ek het en alles wat ek is slegs genade. So nou kom 'n persoon by Christus uit, luister baie mooi, hy het hierdie wonderlike prys betaal, die grootste prys ooit, en wat ooit betaal sal word, die seun van God, die lam van God, die juweel van die hemel, die beste van God, as ons dit so kan uitdruk, God se beste, God se seun. Hy is God, maar om dit te mooi te verduidelik, God die Vader se seun, die seun van God, gee sy eie lewe. Let op, die Bybel sê hy het sy lewe self gegee. En die voorhangsel het geskeur van bo tot onder, dis 'n teken dat versoening, guns, genade, blessing, redding, saligheid gekom het van waar? Van bo af, van God af. En ons weet dat Jesus is die brug tussen die hemel en die aarde. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Goed, so in Christus ontvang almal guns. Kom ek sê iets by wat jou gaan help. Wanneer jy by Jesus uitkom, sê die Bybel, ontvang jy 'n mate van geloof. Het jy dit geweet? Ons kry Christene wat sê, nee, ek het nie geloof nie. Die Bybel sê jy het, dis dalk klein, maar almal ontvang 'n mate van geloof, en ons het reeds gepraat oor jy kan groei in, kom nou, groei in geloof. Ek het vir jou gewys, jy kan groei in genade. In Christus ontvang almal genade. Die grootste prys, dis genade. Maar jy kan groei daar.
So wat is een van die grootste probleme onder Christene? Stagnasie. En die Here wil nie ons moet stagneer nie, want hy stagneer nooit nie. God is altyd besig, dat is 'n mooi woord, om progressief voor te beweeg, vooruit te gaan. Ek meen, hy's God. Hy praat een woord en die skepping vind plaas en duisende jare later ontvou dit nog steeds. En vandag, die Here het die mens so slim gemaak, maar hulle ontdek daagliks nuwe dinge. Dis wat hy doen. Hy stagneer nooit nie, maar ons moet eerlik wees. Almal van ons het al stagneer. My gebed vir ons mense is dat jy nooit weer sal stagneer nie. Sê weer, groei. Goed, so jy ontvang guns wanneer jy by Christus uitkom, want hy het dit moontlik gemaak. Dit beteken, jy kan nou enige tyd, enige plek na die troon van genade toe gaan. Jy kan enige tyd, enige plek die stem van die Here hoor. Wow! Jy kan sy teenwoordigheid beleef soos vanmôre. Het jy dit beleef? Dink daaraan, jy kan God beleef. Hoekom? Omdat Christus die prys betaal. So jy ontvang guns wanneer jy by hom uitkom, maar nou hier, wat ek nou gaan sê, is waar party ouens nou gebietjie gerettel. Almal het nie eweveel guns nie, want almal groei nie in guns. Almal het nie eweveel geloof nie, want almal groei nie in geloof. Sien, ek probeer dit vir jou mooi verduidelik. Een is nie beter as iemand anders nie. Ouens raak gou jaloers en sê, die Here het 'n bloeie, kyk hoe seën hy hom. Jy moet gaan kyk hoe saai daai persoon. Jy moet verstaan dat God is 'n waarmaker van sy woord. Ander woorde, gehoorsaamheid lei na blessing. Jy wat neerskryf, gehoorsaamheid lei uiteindelik na meer guns. Toe jy by Christus uitgekom het, het jy genade ontvang. Guns, as gevolg van sy bloed. Ons gee erkenning vanmôre aan die bloed van Jesus. En as gevolg van die kruis, en as gevolg van die bloed, kom nou, het ons almal guns ontvang. Dink daaraan, jy het guns by God, jy kan met hom praat, enige tyd, enige plek, jy's welkom in sy teenwoordigheid. Maar die probleem daarna is, mense begin stagneer. Mense groei nie. En ek wil hê jy moet eerlik wees met jouself, baie Christene is nie gehoorsaam nie, baie gaan nie eens kerk toe nie. Luister mooi, hulle groei nie. En ons weet dat God se genade en God se guns vir ons almal is. Sê vir iemand naby jou, dis vir jou ook, kom help my. Maar jy moet nie weer jaloers wees, as dit vir jou voel, jou broer of jou suster of iemand in jou familie, het meer guns as jy nie. Nee, miskien moet jy net moeite doen in sy lewe so 'n bietjie study. Ek gaan vir jou goeie goed gee vandag. Luister mooi, en dan gaan ek nou afbeweeg hier. By Christus, daai dag, wanneer jy by hom uitkom, is guns daar, genade is daar, is vir ons almal. Die Here trek nie een voor nie, nee, hy reageer op sy woord. God werk volgens sy woord. Die waarheid is, dat daar's party ons wat bid, wanneer ander slaap. Let op, dat goeie werke kan nie jou redding bewerk nie. Verstaan dit baie mooi, goeie werke, en vanaand gaan ons praat oor goedheid, die vrug van die Gees, goedheid, wat verskriklik belangrik is. Die Here Jesus sê in Matteus 5, hy sê met jou goeie werke, jou lig laat skyn, dat almal jou goeie werke kan sien. Hoekom? Want jou Vader word verheerlik daardeur. Mense sien in ons lewens, hierdie ouens dien die Here, goeie werke, goeie dade, mooi woorde, maar dit kan jou nie red nie. Slegs die bloed van Jesus kan jou red. En slegs die bloed van Jesus, almal sê die bloed van Jesus, kan vir jou genade bring, kan vir jou guns bring. Ek wil jy moet mooi verstaan. Maar nou, moet jy vir jouself vra, hoe groei jy in guns? Hierdie gaan goed wees. Hoe groei jy in genade? Kom nou, al hierdie goed wat ons bedien, aan mekaar, hoe groei jy in geloof? Hoe groei jy in gebed? Hoe groei jy in liefde? Alles is moontlik gemaak deur Jesus. Maar daar's Christene wat stagneer. Dis soos hierdie boom wat nie wil groei
En dan is hy genadig en genadig en genadig. En hy sê, ek gaan jou nog 'n kans gee, en ek gaan jou nog 'n kans gee. Daar's so 'n mooi gelykenis wat hy vertel. Ek gee hom net nog 'n kans, my Heer. Sê die tuinier, gee hom net nog 'n jaar. As hy dan nie groei nie, kap hom dan uit. Okay, is reg so, ek gee hom nog 'n kans. Die Here is so genadig met ons almal, dank God daarvoor. Maar jy moet verstaan, hy soek vrug by sy mense. So hierdie woord vir ons as gemeente, hierdie tema van 2017 is meer as net mooi preke en teachings. Dit gaan jou tot verantwoordelikheid roep. En die Heilige Gees is getrou, hy wil hierdie vrug en al hierdie mooi goed waaroor ons praat, werk in ons. Hy wil hê ons moet groei daarin. Dis God se wil, dat al ons mense, van die jongste tot die oudste, geseënd sal wees met guns. Kan jy amen? Hoeveel van julle begeer na guns? Kom nou, God se guns. Goed, so in Christus, is dit vir ons almal moontlik, maar jy moet kies vanmôre, dat die Heilige Gees jou help om te groei daarin. As ek net so kyk in die Ou Testament, net vinnig, het gaan jy net sien, hoeveel skrifte daar is vir guns, sal jy verbaas wees. Ek gaan vir jou 'n paar name noem, net in die Ou Testament, waar die Bybel spesifiek sê, hierdie persoon het guns gehad. Ok, kom ons sê eers gou, wat is guns? Hier's nou iemand te hoor, wat is guns? Hoor wat sê die Oxford Dictionary. Hy sê, it's a kind or helpful act. That's favor. Vertaal hom myself. Oxford is baie goed. A kind or helpful act. Dis wat God met ons doen. Let op, dis wat hy wil hê ons moet met mekaar doen. Approval, goodwill, hoor hierso. Friendly support shown to one person. Listen to the Oxford. But not to another without favor. Met ander woorde, iemand wat guns het, by iemand ontvang daai guns. Jy ontvang guns. Het jy al gesien, by 'n werksopset, yes, hierdie ou het guns by die baas. Of hierdie ou het guns by sy familie, of hierdie ou het guns daar, of hoe. Nou, kan jy guns hê by God, en jy kan guns hê by mense. Dan het ek baie gesien, verskoon, maar ek moet dit sê, hy werk hard, maar daar's nie guns op sy lewe nie. Ja, hy het guns ontvang toe hy by Christus uitgekom het, maar hy stagneer. En vanmôre met die salwing wat op my lewe is, en met die guns van God wat op my lewe is, wil ek dit losmaak oor al ons mense, dat bonatuurlike guns jou deel sal wees, elke liewe persoon. Jy moet begin opgewonde raak hieroor, dat jy sal opstaan en uitstyg. Hier's mense, hy kry net nie werk. Hy kry 'n werk en dan verloor hy dit. Jy het guns nodig. Luister. Daar's party wat sê, pastoor, ek kan net nie in verhoudinge regkom nie. Jy het guns nodig. God se guns. Jy het nodig dat sy hand in beweging kom in jou lewe, in jou finansies, kom nou, in jou huwelik, in jou familie, in jou bediening, in jou besigheid, op skool. Wat het jy nodig? Guns. Daar's niks soos dit, wanneer God se guns op 'n man of vrou is. Guns bring verhoging. Guns maak dat mense jou raak sien. Guns maak dat mense aan jou dink. Guns maak dat mense jou wil bless. Guns maak dat jy oproep kry en sê, ek dink aan jou, die Here praat met my, ek moet jou seën. Guns. En dis my begeerte, as jou pastoor, dat daai guns sal inskop op jou lewe. En selfs julle wat al senior mense is wat sê, maar ek sien nie meer werk nie. Jy het nie werk nodig om guns te kry nie. As jy guns het by God en mense, dan dink mense aan jou, die Here is met jou. Sê amen. Amen. Groei in guns. Maar wat sê die godsdienstgees? Ek hou nie van hierdie goed wat hy brengt. Glo dit nie. Jy is nie beter as iemand anders. Niemand het dit gesê nie. En dan het ek nou gesê, rewind. Niemand is beter as iemand anders. Die godsdienstgees maak so, ek help jy somme, as dat dalk jy naby jou is, dan gaan ek met hom deel. Jy wat jaloers is op ander, dis 'n godsdienstgees by jou. Jy wat nie van voorspoed hou nie, dis fout, jou hand is toe.
en hy dien nie eens die Here nie. Klink soos Asaf se gebed. Weet jy wat, hy het dalk 'n nuwe kar, maar weet jy wat het hy meer nodig? Hy het Jesus in sy lewe nodig. En die Here wil jou gebruik om daar na die Here toe te lei voor hy doodgaan, anders gaan hy hel toe. Maar hoekom jaloers wees as hy 'n nuwe kar het? Sê, prys die Here, myne is op pad. Hier is hoeveel nuwe kar op ons terrein aan mekaar. Hulle pastoor is die eerste ou wat in die kar klim en sê, Here, dankie, en dan seën ek daai kar. Ou wat guns het, gun ander guns. Is jy met my? Iemand wat guns het, gun verander daai kindness, goodwill. Goeie dinge. Ons God is mos 'n goeie God. Sê vir my, gun jy regtig jou broers en susters guns? Of is jy nog so 'n bietjie jaloers? Terwyl jy jaloers is, gaan jy nog sukkel en daai guns gaan net nie inskop in jou lewe nie. Ek dink aan iemand soos Noag. Ek gaan vinnig gou 'n idee. Dit is eintlik nog inleiding. Jy moet mooi luister. Die Bybel gee skrifte en ek gaan nie nou vir jou die skrifte gee nie, net om tyd te bespaar. Ek gaan net vir die name gee, dan gaan soek jy dit. Die Bybel sê Noag het guns gevind in God se oë. So ek het nie tyd om oor elkeen te preek nie, anders gaan ek 3 dae preek. Let mooi, in die Ou Testament sê die Bybel Noag het guns by God gevind. Wat van Abraham? Ek meen die Here sê vir hom, los jou familie en trek vir Waar toe? Nee, jy trek nie. Hy het nie 'n GPS nie, hy het nie 'n smartphone nie, hy het nie 'n tablet nie. Jy trek. Waar toe? Nee, jy trek. Jy sien, jy lees die stories, maar jy verstaan nie werklik wat het daai man deurgegaan. En die Bybel is duidelik, die guns wat Abraham gehad het, soveel so, dat hy genoem word die vader van geloof, dat hy op 100 'n baby gekry het. Daar was nie blou pilletjies daai dae nie. Ek hoor net van die ouer manne sê hy daai goed skop jong. Ek hoor net. Ek weet nie. Ag kom nou, lag so 'n bietjie, prys die Here. Dis lekker in die huis van die Here. Guns sal maak dat jy uitstyg. Op 100 baby, jy sien die party ouens, nou wil dit uitredeneer. Guns kan nie altyd uitgeredeneer word. Kan ek 'n mooi stelling maak, wat jy sal onthou? Favor is not always fair. As die guns van God en God se voorspoed op jou kom, almal wil altyd sê, Here, seën my, maak my ryk, bless my. En as daai goed kom, en die teenkanting kom, en die jaloesie kom, sommer van jou eie familie, wat gaan jy dan doen? Daarom kan ek nie vir elke ou bid, elke ou wat sê, ag Here, seën my net met 1 miljoen nie. Jy kan nie eens R100 vir die kerk gee nie. Ekskuus hoor. Jy kan nie eens die Here se 10de betaal, maar jy wil 1 miljoen nie. Wat gaan jy maak met 1 miljoen? Jy gaan dit nie kan handle nie. Isak was Abraham se seun. Hy het geweldig guns gehad. Alles wat hy sy hand aangeslaan het, was geseën. Kom ek wys gou vir jou. Soveel so dat hy in 'n jaar van droogte en hongersnood, skryf dit net neer, gaan study by die huis. En sê die Here, sê die Bybel, en die Here hom geseën met 'n 100voudige oes. Klink dit soos guns? Dis so goed iemand sê vir jou, die ekonomie lyk nie lekker in Suid-Afrika. Nee, ons is nou al by rommelstatus. Vriende, niemand van ons hou daarvan nie. Maar as ons nou 'n gat gaan moet sit, en moet murmureer en negatief raak, gaan dit dinge vererger. Ons moet op die woord van die Here staan. En ons profeteer dat Suid-Afrika vinnig weer uit rommelstatus sal uitkom in Jesus. Kan jy amen sê? Prys die Here. En as jy in rommelstatus is jou eie lewe, mag die Here jou uit die rommelstatus uitkom. Maar kry nou net 'n goeie woord. Prys die Here. Sê vir iemand nou by jou, die Here vat jou uit rommelstatus uitkom net. Jakob guns gehad, kom praat met my. In 'n vreemde land, by 'n oom, familielid. Pas op, dat jy, as jy in besigheid gaan met familie, pas op net. Daar is diegene waar dit werk, maar pas op. Hoor mooi by die Here. Dit is interessant hoe ouens skielik beklei as daar 'n paar rand betrokke is. Ja.
Dis goeie raad wat ek jou gee. Jakob het soveel guns gehad in 'n vreemde land. Here maak hom skatryk. Maar jy gaan nou hoor wat ek sê, so kan ek oor elke liewe persoon sê, hulle was gehoorsaam. Almal sê gehoorsaam. Dis die sleutel en dis wat jy in jou hart moet bære. Hoe gaan jy uiteindelik groei in guns? Gehoorsaamheid. Nee, jy kan nie God omkoop nie. Ek hoor hoe kritiseer mense predikers, man, jy probeer die Here omkoop. Rubbish. Jy kan nie God omkoop nie. Hy het beginsels in sy woord en as jy doen wat sy woord sê, sal dit vir jou werk. Gehoorsaamheid lei na blessings. Kom nou. Gehoorsaamheid lei na guns. Al die voorbeelde wat ek spesiaal gaan uitsoek het, terwyl ek voorberei is manne wat gehoorsaam was ten volle. Sien, is maklik om 'n storie aan te haal in die Bybel en te sê, "Jesus, hierdie ou was geseënd uit guns en jy gaan ook so wees." Nee. Nee, daar's 'n pad van gehoorsaamheid. En die Here gaan ons almal toets wanneer dit kom by gehoorsaam. Maar hy wil jou seën met guns. Hy wil vir jou goed wees. Hy is goed vir ons. Maar kry net hierdie prentjie. Hy wil vir jou goed wees. Hy wil jou nog meer seën. Hy wil vir jou gee die begeertes van jou hart. Hy wil hê jou drome moet waar word. Maar jy moet op 'n plek kom waar hy jou alles is. Amen. Waar jy gehoorsaam is aan. Waar jy op hierdie pad, hierdie destiny wat hy vir jou het, hierdie Christenpad bly totdat hy jou kom haal. Net hulle wat volhard tot die einde, hulle sal gered word. Goed, kom ons kyk gaan nou nog so 'n paar. Dis Ou Testament. Josef het sommer guns gekry. Die skrif praat van guns. Hy gebruik die woorde guns, al die voorbeelde wat ek noem. En Josef het guns gehad in die tronk. En Josef het guns gehad by die tronkbewaarder. In die tronk? Kan 'n ou guns sê in die tronk? Ek wil nie, jy moet nou eers tronk toe gaan om guns te kry. Jy moet sommer guns kry vandag, sê amen, gryp het man. Jy moet dit jou eie maak, maar onthou nou, Josef was in die tronk nie omdat hy skuldig was. Ok, dit was deel van hierdie pad wat hy moes stap. En om uiteindelik vir sy eie volk 'n voorsiener te wees. Hy was vals beskuldig. En daar's 'n vrou, en sy moes mooi gewees. En die Bybel sê sy dag vir dag, ons weet nie hoe lank nie, maar as 'n vrou dag vir dag aan, Here help jou. Dag vir dag, sê die Bybel, sy het aangehou, en dis toe die baas se vrou. Aangehou. Kom lê by my. En Josef was 'n man van integriteit, 'n Godsman. En hy sê, nee, ek kan nie so ding doen nie. En eendag, sê die Bybel, toe kom hierdie vrou weer. Pas op, daar waar hulle alleen was, daar's niemand toe nou hierdie dag daar. En Josef doen net sy werk. En hierdie vrou hou aan, kom lê by my. En dit was nie net 'n vriendelike lê nie, dit was lê om te lê. Ja, as dit nou regtig net by lê kom bly, was dit okay, maar daai lê was 'n ander lê wat sy in gedagte het. En hy sê, ek kan nooit so iets doen, ek kan nooit teen God sondig. En teen my Heer, my baas, wat my vertrou met alles wat hy het. Hy sê, daar's niks waarmee hy my nie vertrou nie, niks. Hy het my van niks onthou, behalwe vir jou, sy vrou. Almal wat getroud is vandag, luister mooi na my, trou. En God se oë is 'n heilige verbond. Baie mense, hoor wat ek vandag vir jou leer, het groot moeilikheid, omdat hulle daar allerhande dinge toelaat. Dis 'n verbond. Goed, en wat doen Josef? Hy sê wat ek nou net gesê het, ek kan nie teen God sondig en hy hardloop, en sy gryp sy mantel, en hy hardloop, en of al die manne sê, die Here maak jou vinnig. Ek leer my pastore, my seuns, hardloop seuns. Go for it. Moenie omkyk soos Lot se vrou nie. Kyk voor jou, hardloop. Weet jy wat doen sy? Sy skree. Hierdie Hebreër, hierdie Israeliet, hierdie Jood, het gekom om my te bedrieg en om ons te bedrieg. En sy lieg. Sy vertel 'n leuen. Daai man, daai baas is so woedend, want hy glo na sy vrou en hy gooi hom in die tronk. Nie lank nie,
sê die woord van God, en Josef het guns gekry in die tronk. Kabo shakandele kendesi mangelo boshantaya, so sê die Here, jy wat onregverdig behandel was en onregverdig behandel is en onbillik hanteer word, God sê ek draai daai ding in bonatuurlike guns. As jy getrou kan bly en jou oë op my kan hou, sê die Here, mikendo sike yangesolo boshantaya, sal ek elke negatiewe ding en 'n positiewe ding verander. Ek sal altyd deurkom vir jou as jy getrou kan bly in my, sê die Heilige Gees vanmôre in hierdie plek. Wat doen die Here? Hy lig Josef uit die tronk uit, nie net uit die tronk uit nie, hy verhoog hom tot die hoogste vlak in 'n vreemde land. Hy word die eerste minister. Daar's geen hoër posisie as die koning, die farao homself. Sê iemand behandel jy onregverdig, die Here het nou net gepraat. Bly getrou. Bly gehoorsaam. Dis hoe jy groei in guns. Wees 'n man en vrou van integriteit. Wat is integriteit? Ek moet weer daaroor teach. Dis om die regte ding te doen, selfs wanneer niemand jou sien nie. Dis Josef. Daar's 'n paar manne wat sê, "Yes, maar hy het daar nou 'n geleentheid gehad." God sien jou, hy slaap nie. God is wakker. Die Bybel sê sy oë deurloop die ganse aard. Hy let dit op elkeen se weë, om elkeen te vergeld, kom help my volgens sy werke. Almal sê guns. Verklaar saam met my, sê ek groei in guns. Jy moet dit verklaar, sê ek groei in guns. Ons leer net so 'n bietjie in voorbeelde. Ek gaan gou-gou deur. Samuel, ek moet vinnig gaan, ek het so baie om te sê. So vol van die woord van die Here. Geniet jy die woord van die Here? Al hierdie persone, die Bybel praat van die woord guns. Jy kan jou eie studie gaan doen. Ek help jou, gee dit vir jou terugleiding. Samuel het gegroei in guns, sê die skrif net so, by God en by mense. Dis wat jy nodig het. Want sodra jy guns kry by God, gaan jy guns kry by mense. Ja, as jy by Christus uitkom, ontvang jy daai mate van guns, genade, geloof. Ek het jou nou mooi verduidelik, maar daar's vlakke van guns, daar's vlakke van salwing. Volgende Sondagoggend gaan ons praat oor groei in salwing. Kom nou. Almal het nie eweveel salwing nie. En dis waar party ouens dit nie kan verstaan. Dink hy nou, hy het meer salwing as ek. Hallo, almal het nie eweveel salwing, almal het nie eweveel guns nie. Toe jy by Christus uitgekom, dit ontvang, maar jy kan groei daarin. Amen. Hoekom sal die Bybel spesifiek sê, en Samuel het gegroei in guns? Samuel het guns by God en by mense gehad. Ek gaan nou by Jesus uitkom, ek gaan jy mooi verstaan. Hoekom sal die Bybel sê, jy kan groei in guns, as almal dan maar net eweveel guns? Almal het maar net eweveel salwing. Nee, so kan 'n kind van die Here kies om te groei in al hierdie wonderlike dinge. Jy het die geleentheid, en dis wat jy mooi moet verstaan, in Christus kan ons almal geseënd wees, want hy is vir ons almal lief, sê amen. Maar jy kan kies om te groei. Samuel was 'n magtige profeet. Hy het groot geword in die huis van die Here. Ek voel baie keer soos 'n Samuel en 'n Dawid, so het ek groot geword in God se huis. Samuel het die stem van die Here leer ken, het guns gehad by die Here. Van 'n jong ouderdom, weet jy dat die Bybel sê, Samuel het 100% trek rekord met profesie gehad. Alles wat hy geprofeteer het, het uitgekom. Ekskuus, maar deesdae, elke tweede ou noem hom 'n profeet. Elke tweede ou noem hom 'n apostel deesdae, dan sien ons nie die funksie nie. Weet jy wat, jy sal die funksie en die salwing op 'n man van God sien. Jy hoef nie rond te loop en iemand te probeer beïndruk, hy so en so en so. Wees net wie jy moet wees en ek is net myself. Mag die guns van die Here inskop op jou lewe vandag. Almal wat nie werk het nie, mag jy vinnig werke kry. Profeteer dit in Jesus se naam. Almal wat werke het, lig op hulle regterhand. Nee, nie links nie regs. Hierdie ouetjie wonder watter kant is regs. Regs is die sterk kant volgens die woord. As ons mense trou, dan sê ons hou die
regterhand. Hoekom? Jesus sit aan die regterhand van God die Vader. Regs is net, praat van sterkte. Lig op die regterhand. Jy wat 'n werk het. In die naam van Jesus wil ek losmaak oor jou bonatuurlike guns op jou werk. Jy wat 'n oop hand het en jy wat gehoorsaam is en jy wat die Here dien met 'n passie, jy wat in besigheid is, maar God se guns op jou kom soos nog nooit van tevore nie. Ek maak dit los oor jou. Gryp dit, vat dit, sê amen, doen net iets. Klap vir Jesus, kom aan, gee hom eer. Kom aan, klap vir die Here. Ek dink aan Esther, ek moet vinnig hier deurgaan. Die Bybel sê Esther het guns gehad by wie? Hallo? Kom kerk. By die koning. As sy nie guns gehad het nie, was sy doodgemaak. En dis ook 'n prentjie van ons, waar Christus die prys betaal het. As dit nie vir hom was nie, was ons almal doodgemaak. Maar dank God vir Jesus Christus en vir die bloed van die Lam, nou kan ons almal guns ontvang by God. Ons almal kan hemel toe gaan, is jy bly daaroor? Sê dit vir jou gesig ook, is jy bly daaroor? Prys die Here. Esther het guns gehad. En as gevolg van haar guns, ek het so baie om te sê, het die guns op die volk gekom. As gevolg van die guns op Josef, het die guns op Israel gekom. Glo my wat ek vandag vir jou sê. Die Here kan 'n man en vrou so seën met guns, sy hele gesin en familie, selfs bure, kollegas, word beïnvloed daardeur. Glo my. Jy moet begeer na sy guns. Hoekom? Want hy wil jou gebruik tot eer van sy naam. As hy jou seën finansiëel, is dit nie om rond te loop en te sê hoe wonderlik ryk jy is nie. Nee, dis om 'n blessing te wees. Kom help my, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En dan sal al hierdie dinge vir jou bygevoeg word. Sê vir iemand nou wie jy mag maar mooi lyk, hoor jy mag. Iemand sê maar ek lyk mooi. Okay, sê vir iemand jy lyk baie mooi. Ek bedoel maar net, jy mag maar 'n paar mooi skoene aan. Jy gaan nie, luister, in die hemel gaan daar nie hoelies wees nie. In die hemel gaan ook geen pet wees. Jy moet nou aantrek wat jy moet aantrek. Prys die Here. In die hemel glo ek gaan dit wees soos in die paradys wees. Ons gaan bedek wees by die heerlikheid van die Here. O, hoor wat ek profeteer, so is dit. Die Shekinah heerlikheid gaan jou toemaak. In die hemel kon Adam en Eva nie die naaktheid sien nie, hulle het nie klere aangehad nie, want die Shekinah, dis die sigbare heerlikheid van die Here het hulle toegemaak. En toe die son kom, toe verdwyn die Shekinah. Eva! Kom ek hier. Jy kan jou Bybel gaan lees. Toe die Shekinah heerlikheid daar was, daar aan die begin, gar nie naak gesien nie. So gaan dit wees in die hemel, dis die prentjie. In die hemel gaan daar nie seksuele aktiwiteit meer wees nie. Bybel praat af, daar gaan nie meer getrou word man en vrou. Hy sê ons gaan soos engele. Rewind, kom ek leer jou mooi. In die tyd van Eden, Shekinah glory. Wonderlik. Maar toe daai glory lig, toe sien Adam 'n ander prentjie. En Eva sê, sy sien iets wat sy nog nooit gesien het. En toe kom die babies, tot ons waar ons vandag is. Ag, sê vir iemand, ek is so bly jy is hier man, nee man. Is van julle lag te min.
Geen gees van godsdienst is welkom in hierdie plek, net bind dit in die naam van Jesus Christus. Waar die gees van die Here is, daar is vryheid. Godse mense word geleer en opgewek. Die heerlikheid van die Here is in hierdie huis. Sê amen. Geniet jy die woord? Bybel sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. We need much more anointed teaching in the church. Anointed preaching. Nie net storieetjies, mooi preekies nie. God se woord wat sy mense kan help. En wil jy ek moet 'n bietjie aangaan? Ja. Okay, waar was ons? Ons was by Adam en Eva. Alright, so in die hemel gaan jy bedek wees met 'n Shekinah heerlikheid. En dit gaan, ons sien so uit na die hemel. Maar ons is hier, want die Here wil ons gebruik. Amen. Hy het nog baie mooi dinge wat hy in en deur ons wil doen. David, ek moet gou maak, David het guns gehad by God en by mense. Ek bedoel, hy was 17 jaar oud toe verslaan hy die reus. God se guns, dit was nie, hoe moet ek verduidelik, net nog 'n normale aktiwiteit. Nee, dit was bo-natuurlik. Abnormaal. Bo-natuurlik. Geseën, dis guns. Okay, dis guns, hierdie kind or helpful act. Hierdie goodwill from God and from people that want to bless you. Dinge wat net in plek val, dinge wat net gebeur, nadat jy God vertrou en die pad stap en bid en jy's gehoorsaam en dan strek hy sy hand uit met guns en dinge gebeur. Al hierdie voorbeeld. Ek bedoel, Saul was so jaloers op David. En die Bybel sê dit wat ek nou vir jou sê. Gees van die Here het Saul verlaat. Maar God se hand was op David. God se guns was op David. Ek moet gaan. Salomo. Die guns van die Here was op hierdie jong man. Job. Het Job dit altyd maklik gehad? Was God se guns op Job? Geweldig. So ek wil jou gou iets hierso wys. Moenie dink omdat jy guns het of omdat jy die wil van die Here het, dis altyd net maklik nie. Dis nie altyd net maklik om God se wil te lees nie. Maar ek vra jou nog 'n vraag en ons kom nou uit by hom. Het Jesus God se guns gehad? Het Jesus dit maklik gehad? Het die apostels guns gehad? Wow, nou preek ek goed. Luister mooi. Het hulle dit maklik gehad? Anderwoorde is nie altyd maklik. Party ons dink, as ek in die wil van die Here is alles net maklik, geen probleme. Die Here gaan jou net help om daai probleme te kan deel. Hy gaan jou help om in die storm te deel. Amen. Jy gaan deur dit kom. Hy gaan met al jou vyande deel. Hy gaan jou seën. Maar dit beteken nie is altyd maklik nie. Inteendeel sê die Bybel, hy wat godvrugtig wil lewe, sal vervolg word. Die Bybel sê die Here het Job geseën met dubbel as wat hy voorheen gehad het. Let op, in die begin van die storie sê die Bybel, hy was die rykste man in die ooste. Toe verloor hy alles. Toe kry hy dubbel die einde van sy lewe. Ek voel om te profeteer oor iemand vanmôre, gryp dit, as jou pastoor profeteer so waar. Jy sê jy het alles verloor. Ek voel om vir iemand te sê, is nog nie te laat nie, die Here kan vir jou ver teruggee, baie meer teruggee as wat jy ooit verloor het. Gryp dit, vat dit, maak dit jou eie, vat dit. Jy's van julle moet opstaan en spring. Jy sê jy het alles verloor. Ek sê mag dit wees soos Job, mag die Here jou seën met dubbel in die einde van jou lewe. Dis guns. Want mense gaan dit nie verstaan nie. As mense wat anders so graag wil veroordeel en blameer, guns maak goed net aan plek val. Jy kan nie dit altyd verduidelik. Ek kan jou wel mooi leer en vir jou sê, om te groei daarin, gaan jy moet kies om gehoorsaam te wees. Dis die sleutel. God seën gehoorsaam. Daniel, het hy guns gehad? Bybel gebruik die woord, en jy moet, as jy hier gaan study, lees die Engels, want baie keer gebruik die Afrikaans genade, dis reg en is mooi, maar dis nader aan die oorspronklike, vywe, guns. Daniel het guns gehad by die koning, in 'n vreemde land. Ek bedoel, hy word verhoog tot, ek kan maar sê, soos 'n eerste minister.
Die koning raadpleeg hom. Hoe wonderlik, hè? God sit 'n profeet daar in die parlement. Weet jy wat het ons nodig in die parlement? Manne van God, profete, wat kan sê, so sê die Here. So sê die Here. Guns. Almal sê guns. Dink net daar. As 'n klein seentjie, hy en sy chommies, maatjies, word hulle weggevoer in ballingskap. Hier word hy groot in 'n vreemde land. Jy moet die prentjie kry, jy moet die Bybel mooi lees, jy moet verstaan wat jy lees. Hy het soveel guns dat elke keer wanneer daar teenkante kom, uiteindelik in die leeukuil, kan die leeu hom niks maak nie. Hoekom? Want God se beskerming is op hom. Luister, jy kan self inkleer. Ek het so baie om te sê, guns maak dat jy beskerming kry. Guns maak dat jy voorsiening kry. Verstaan jy? Guns is hierdie bonatuurlike, supernatural kindness. En God gebruik ook mense. Goed. So die Here beskerm in die leeukuil. Dis wonderlik. Ek dink aan die profete, daar's net te veel om nou op te noem, reg deur die Bybel. Guns. Ek dink aan die apostels in die Nuwe Testament. Kom, ek gaan gee vir jou 'n mooi skrif gee, Handelinge 2 asseblief. Handelinge 2 vers 47. Ek wil jy moet hom hardop saam met my lees, gereed lees terwyl hulle, dis die apostels, terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk. En die Here kom lees, het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Wat sê die Bybel? Hulle het guns gehad by die hele volk. Wanneer jy guns kry by God, luister, gaan jy guns kry by mense. En almal hoef nie van jou te hou nie. Kry sulke ouens, hy wil tog so graag 'n man pleaser wees, hy wil tog so graag almal beïndruk, en dan daai tipe ou is nie eerlik hou nie. Predikers wat sê, so sê die Here, wat die waarheid preek, leraars wat hulle mense reg leer, wat die ding sê soos dit is, weet jy wat, almal hou nie daar. Party mense wil net hoor wat hulle wil hoor. Ek is te lief vir jou om nie vir jou die waarheid te gee nie. Die apostels was manne van orde. Hy was nie jou maatjies nie. Hy was manne van God. Gevloeid in wonders en tekens, die eerste apostels in die Nuwe Testamentiese kerk. Die opwek van dooies was in die orde van die dag. Die Bybel sê in 'n ander geleentheid, hy sê, die vrees van God het op die hele volk gekom as gevolg van hierdie manne. Kry maar eers 'n prentjie, wie was hierdie ouens? En die Bybel sê, hulle het guns gehad waar? By die hele volk. Kom ons kyk na die Here Jesus. Ek weet jy wag daarvoor. Ons praat oor guns. Kyk wat sê die Bybel, Lukas 2:52 sê. En Jesus het toegeneem, ons lees die Afrikaans eers, in wysheid en grootte en in genade by God en die mens. Dis 'n mooi skrif, maar hy's nie heeltemal reg vertaal nie. Kyk baie mooi wat sê die Engels, Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and man. Ek weet genade en guns loop in elk geval hand aan hand. Maar jy moet dit mooi definieer, dat jy kan verstaan, guns is net hierdie besonderse seën op iemand se lewe. Of op 'n groep, 'n gemeente, 'n land, 'n familie. Ja, jy kry families wat net guns het. Hulle styg uit. Let op, as ek net vinnig dink aan Abraham, hy het hierdie guns by God gekry. Sy eie familie, die ander wat God nie wou dien nie, hulle het nie guns gehad nie. Luister gou vir my, op 'n stadium toe is daar 'n rusie. Weet jy wat is 'n rusie? Nie rusie nie. Ek loop eintlik hand aan hand. Rusie. Toe beklei van Abraham se manne en Lot, sy neef se manne. En hulle besluit, nee, kom laat ons uitmekaar uitgaan. Ons kom net nie oor die weg nie. Ek voel ek het 'n woord van wysheid vir iemand, jy's lief vir iemand, maar as party ons met wie jy net nie kan saamwerk nie, neem 'n besluit. Dis verniet, ek help jou. Jy sê, maar ek's lief vir hom, dis okay, niks met liefde hier te doen. As jy nie met iemand kan saamwerk en regkom, en dit gaan jou saak benadeel,
Hoor, en luister na wysheid. Neem 'n besluit om vir mekaar lief te wees, mekaar te vergewe, maar almal hoef nie saam te werk. En weet jy wat gebeur? Lot, jy sê, baie arrogant, hy kies sommer die beste, die mooiste, hierdie pragtige groen weivelde, sê die Bybel. Abraham sê, is reg, bless you. Ek praat oor guns, hierdie gaan jy nou mooi aan. En Abraham trek verder, en raai wat gebeur? Net waar Abraham kom, seën die Here hom, alles vermeerder, want God se guns was op hom. Guns was nie op Lot nie. Maar hy het dan die beste gekry. Ekskuus, ek is so vol van revelation, ek wil gou iets met jou deel, jy kry een ou, hy erf baie, maar hy het nie guns nie, hy verloor alles net so. Salwing van die Here is op. Kry 'n ander ou, hy werk hard, maar God se guns is op hom, en hy styg uit tot heel bo. So moenie weer 'n verskoning soek en sê, my ouers is geskei, of ek het niks geërf nie. Luister, jy het 'n God in die hemel wat lief is vir jou. Hy like jou baie. Jy kan uitstyg. Amen. En wat gebeur? Uiteindelik het Lot drama. Hy beland in Sodom. En dis chaos. Sodomite is van waar dit kom. Die Here seën Abraham want hy het hierdie guns op hom. So moenie altyd in die natuurlike kyk. Jy dink jy kies die beste. Jy weet jy kry sulke ouens. Hy kies dit. En hy kies dat, maar hy het nie eens by die Here gehoor dan. Die Here se beste vir jou is regtig die heel beste. Hier's vir iemand 'n woord. Ek hoor in die Gees die Here sê vir iemand, hier's 2 werke voor jou en jy kies hierdie een wat vir jou baie meer rooskleurig lyk. Maar jy het nie gehoor by my, sê die Here, jy het nie gebid daaroor nie. Terwyl die Here beplan om jou hier te seën en te verhoog op 'n baie besonderse wyse, maar jy kyk in die natuurlike. Wanneer jy guns het, sal jy uitstyg. En Jesus het gegroei in guns. En wysheid, ons het reeds gepraat oor groei en wysheid, kry al hierdie woord. Maar as hy wat God is, as mens moes groei in guns, hoeveel te meer ons. Let op, die Bybel sê, by God en by mense. En ek vertrou die Here dat die Here ons sal help, dat ons mense ook sal groei in guns. Ek sluit af met hierdie baie besonderse skrif, 2 Korintiërs 5:21. Ek wil hê jy moet hom onderstreep, ek wil hê jy moet hom memoriseer, ek wil hê jy moet hom met rooi omkring in jou Bybel. Lees asseblief saam met my, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Kyk gou vir my, die Here is verskriklik lief vir jou. Jy moet eers hierdie openbaring kry dat hy regtig van jou hou. Die godsdienstige gees glo nie hierdie ding dat yes, die Here my so kan like en lief wees, want hy is dan so, mense is dan nou so sleg en veilig, dis hoe hulle praat. Daar's party ouens, hy word nooit die geregtigheid van God nie, want hy verstaan dit nie. Elke dag bely, arme ek sondaar. Almal van ons was sondaars, op pad hel toe, maar toe kom Jesus en hy red ons met sy eie bloed. En nou sê die Bybel, hy maak van ons die geregtigheid van God. As jy nie daai prentjie kry nie, gaan jy nooit guns verstaan. Want jy gaan altyd dink jy is maar net so 'n slegte ou vuil sondaar. Nee, iewers word jy van sondaar kind van God. Seun van God. Weet jy wat beteken righteousness? Skryf dit neer, ek sien hier's 'n klomp wat aantekeninge maak. Wat studente is, ek hou daarvan. Righteousness means to be in the right standing with God. Om in hierdie regte verhouding met God te kan vind. Is dit nie fantasties? Is jy nie opgewonde daarom te dink dat die Bybel noem jou die geregtigheid van God in Christus? Luister, Jesus is die geregtigheid van God. Hy is die seun. En wanneer jy by hom uitkom, dan word jy ook seun. Dan word jy ook geregtigheid van God. Nou, as ons dan die geregtigheid van God is, dit loop tog hand aan hand met guns. Dan glo ek, yes, Here,
is aan baie lief vir Henry Wilson. Yes, hy like my baie. Sien? Nie omdat ek oulik is nie. Sien, daai godsdienstgees wil mense altyd aftrek en sê, jy is so sleg en jy is so dit en jy is so dat, jy verdien niks nie. Jy is reg, niemand van ons verdien om die geregtigheid van God te wees nie. Dit kon slegs plaasvind, kom dat mense deur die bloed van Jesus. Hy het dit moontlik gemaak. Maar as jy nie die regte prentjie kry van hoe hy jou sien nie, gaan jy nooit in guns loop nie. Altyd dink, ek verdien dit nie. Jare terug, pastore moet net nie geld hê nie. Leens uit die hel uit. Kan multimiljonêre daar buite wees, maar as 'n pastoor, want hy's 'n publieke figuur, hy moet net nie iets hê nie. So arm soos 'n kerkmuis. Die Here help jou dat daai muis nooit manifesteer in jou huis. Hier's geen sulke muise hier in ons kerk. God bless me to be a blessing. Say amen. Maar jy moet kan verstaan, wat het Christus gedoen met sy kruisdood, met sy opstanding, maak hy van my en jou geregtigheid, righteousness, right standing with the living God. In other words, I can walk with the living God, I can talk with the living God. He loves me. Jy moet die regte prentjie kry van hoe God oor jou voel. Dis amper so iets. Wanneer laas was jy by jou kind toe sy of hy geslaap het in die nag? Ag, dan kyk ek eers vir hulle. En daddy bid vir hulle. Hulle is so mooi. Hulle is die mooiste wat daar is. Baie keer met my vrou, deur die genade van die Here, is ons 20 jaar plus getroud nou. Sy slaap net so, sy het 'n gawe van God. As haar koppie die kussing, boem. Dan moes ek lank al my storie geken. Net so. Dan kyk ek maar vir haar. Ag, sy is so mooi. Sy weet nie eens nie. Dan bid ek. Dan kom ek nou net van die secret place. Ek het baie gebid. Dan bid ek weer. Dan leer maak ek. Maar sy is toe hoor. Hoe dink jy kyk die Here oor ons? Jesus bring vir 'n woord uit God se hart. Om in guns te groei, gaan jy gehoorsaamheid moet toepas. Maar jy gaan saam met dit moet verstaan wat het hy gedoen aan die kruis. Hy het die prys betaal, ja vir redding, maar party hak net daar vas. Saam met die redding wil hy jou gesond hê, wil hy jou seën, wil hy hê jy moet gelukkig wees, wil hy hê jy moet 'n verskil maak, wil hy hê jy moet voorspoedig wees. Kan jy dink hoe kyk hy vir jou? This is my boy. Jy sien baie het nie so prentjie nie. Daai godsdienstige geeste hou nie van hierdie goed. Want hy sê, ons is so sleg en ons is so dit en ons is so dat. Nee vriende, nee. Nee, weet jy wat, die Here het ons vergewe. En in Michael profeteer die profeet, hy sê, gooi ons sondes in die diepste van die see en hy dink nooit weer daaraan nie. Ek wil jy moet weet, as jy kind van die Here is vanmôre, wat die meeste hier is, as jy in Christus is, sê die Bybel, jy word genoem die geregtigheid van God. That means you are in the right standing with God. He loves you. He has forgiven you. En jy skuldig voel, wanneer hy jou bless nie. Skuldgevoelens is van Satan. Jare terug op, pastoor het so skuldig gevoel oor alles. Jy moet net nie 10 minute by die huis wees. Waar kom dit vandaan? Dit is wettiesheid. Heilige koeie. Wat ons skop met 'n krag. Vriende, jy hoef nie skuldig te voel wanneer die Here jou seën nie.
En moet asseblief nie jaloers wees wanneer die Here jou vriende en familie seën nie. Amen. Kom ons gun vir mekaar guns. Kom ons groei in guns. Hierdie is 'n groot woord vanmôre. Kom ons sê vir mekaar, ons gaan nie bly waar ons is nie. Ons gaan groei in guns. Ons gaan groei in gehoorsaamheid. Hier's 'n klompie. Jy wil guns sê, maar jy moet nou eers gehoorsaam word. Jy moet leer om gehoorsaam te word. Sien jouself soos wat hy jou sien. Amen. Sien jouself as die geregtigheid van God. Moenie weer lelike goed oor jouself sê nie. Moenie weer negatiewe goed oor jouself praat nie. Hou op om goed te sê soos, ons sukkel so en ons is, stop dit. Hou op om goed te sê van, jy's maar so sleg en jy's so dit en jy's so lelik. Sies man. Hy het jou mooi gemaak. Hy sien jou as sy geregtigheid. Jy geniet daarvan nou as jou kind. By jou kom hier my meisiekie, kom hier. Ek sien jy luister so, kom gou hier so. Kom hier mooi by oom Henry, kom. Jy gaan nie af van nou is jou dogtertjie, myne is nou daar in die sondagskool. Jy sien hoe mooi sy. Ja. Kom ons sê nou, sy is my dogtertjie en sy loop so. Daddy, ek is so lelik en ek is so sleg en ek is so dit. Daar is sulke gevalle, daai goed moet gepreek en gebind word. Maar weet jy wat, dit bedroef 'n pa, nooit, is my kind, ek is so lief vir jou. Verstaan? As jou kind sulke goed praat oor homself, luister, jy hou nie daarvan, is my kind, hoe kan jy sulke goed sê oor jouself, stop het! En weet jy wat, Christene doen dit aan mekaar? Dis asof, dis omdat hulle ten gronde gaan, omdat hulle nie die woord ken nie. Mag dit nooit gesê word van hierdie huis nie. Die Here weet, ek trek my hart uit. Ek leer jou, jy's die geregtigheid van God. As jy wakker word, kyk jouself in die spieël en jy sê, good morning, son of God. Good morning, jou mooi ding. Halleluja, jy's so pragtig. Jy kan bietjie mager, maar jy's so mooi. Sien jouself soos hy jou sien. En weet jy wat gaan dan gebeur? Dan raak jy aantreklik vir guns. Man, daar is soveel ouens jaloers op my, ek sien hulle net, ek het nie 'n saak. Ek het ander dinge sê, geld volg my. Blessings volg my. Die Here weet ek is gehoorsaam aan hom, my hele lewe is uitverkoop aan hom. Mag die Here jou so seën. Mag guns op jou kom. Op jou werk, op jou huwelik staan as jy kan. Mag guns op jou huwelik kom, jou familie, jou kinders, jou liggaam. Lig jou hande op hoog in die hemel en sê, Here, dankie vir hierdie goddelike woord. Kom aan. Kom aan, jy moet die woord van die Here jou eie maak. Jy moet die woord van die Here jou eie maak. Jy moet God se woord jou eie maak. Ek gee jou 'n oomblik om speel vir my, Madrey. Maak hierdie woord jou eie. En sê, Heilige Gees, leer my om ook in guns te groei. Ek wil soos Jesus ook in guns groei. Amen. Sodat ek 'n groter blessing kan wees vir my vriende, familie, mense, my gemeente. Amen. My pastoor, net waar ek kom, die guns van die Here. Nou kyk vir my, as jy kan in my oë kyk, waar jy ook al is, hierdie kerk is stampvol. Kyk in my oë, probeer maar net. Ek verklaar dat God se guns, almal wat onder hierdie covering van my en hierdie anointing, hierdie gemeente is, dat al ons mense die guns van die Here sal beleef. Maak nie saak wat hulle sê oor ons ekonomie, maak nie saak wat hulle sê nie, ek steur my en ons steur ons nie aan dit nie. Die ou wat guns het, sal altyd uitstyg. Profeteer, sê ek styg uit, kom aan, sê dit. Kom aan, roep het, sê ek styg uit.
hierdie is konferensie atmosfeer, dis my kos. Nou voel ek op my best, die salwing van die Here is op my. Lig om my reen. Die Here wil hê ek moet die volgende doen. Ek moet my mense, sy mense, seën met guns. Maak nie saak wat mense dink of sê nie, soos jy kies, sal God jou laat uitstyg. Niemand word veroordeel in hierdie plek nie. God veroordeel niemand nie. As jy nie op die plek is waar Jesus jou wil hê nie, vra ek jou mooi, bekeer jou, gee jou hart vir hom, doen dit nou. Draai om van dit wat nie reg is nie. Hy wil jou seën. Hy is nie soos 'n mens wat iets teen jou hou nie. Hy vergewe jou. Guns. Ek profeteer Pretoria Noord Aanbiddingsentrum sal God se guns geniet in hierdie area soos nog nooit van tevore nie. Die hemel is oop oor hierdie huis. Die seën van die Here is op ons mense. Oh, halleluja! So hou op om jou so te bekommer oor hulle wat nie van jou hou nie. Bless hulle. Saak met daai wat allerhande goede te sê. Nee man, ek het 'n mandaat, ek is gefokus. Maar miskien moet jy ook weer daar kom waar jy gefokus raak met dit wat hy vir jou het. Sodat guns kan kom. Want guns, luister mooi, kom op iemand wat verstaan wie hy is in Christus. Hy is so mooi vir jou. Al die tieners, kinders, seniors, hy is so mooi vir die Here. Om in guns te groei, gaan jy moet verstaan, jy is sy geregtigheid. Die duiwel haat hierdie boodskap, want is hy wat mense wil laat voel, jy is so sleg en so lelik, en jy is niks werd nie. Ons bind sy leuns in Jesus naam. Ons mense is mooi mense. Kom aan, sê saam met my, ek is 'n geseënde van die Here. Sê God se guns is op my lewe. Sê sy guns is op my familie. Amen. Glo julle dit? Glo jy dit vanmôre? Halleluja! Oh, I'm highly favored by God. Ek is sy geregtigheid. Hy het die prys vir my betaal. Ek kyk net weer na die kruis. Alles wat hy vir my gedoen. Hy wil jy se lewe. So enigiets wat nie in lyn is met sy woord nie, sny ek af. Ja. Ek groei in guns. Ek is geseënd om 'n seën te wees. Jy sal getoets word. Jy moet verstaan wie jy is. Ja, jy moet verstaan wie hy in jou is. Hy's God. Maar hy wil graag hê sy mense moet 'n prentjie kry, die ware prentjie van wie hulle is in hom. Dis 2 Korintiërs 5:21. Die geregtigheid van God. Kom ek daag jou uit, draai na 2 of 3 en sê jy's die geregtigheid van God. Kom aan. Jy's die geregtigheid van God. You are the righteousness of Christ. Amen. Yes, dis groot woorde. So, nou is dit maklik. As die duiwel weer kom met leuns of deur mense en enigiets lyk nie soos hierdie righteousness nie, wat doen jy? Nee, dankie, dis nie ek nie. Nee, dankie, wrong address. Dis van julle, jy sê alweer, is amper my, is alweer tyd vir jou jaarlikse bronchitis. Jy lag, dat is van julle, jy bely dit elke jaar. En raai wat jy kry dit elke jaar. Wrong address. Weet jy, ek wil getuig vanmôre vir my mense, ek wil getuig. Nou my luister, ek nou klap. Ek maak gou, weet. In 15 jaar, Pastoor Duiman, jy sal dit waardeer. In 15 jaar, ek gee God al eer, 15 jaar, hoef ek nie een keer te gesê het, ek moet dringend 'n plan maak, ek is siek, ek kan nie preek nie. In 15 jaar. Kom aan, gee die Here jou, in 15 jaar. Ek gee hom al eer. In 15 jaar
soos ek nou doen. Wie lang is dit? In een gemeente. Het hy my deurgedra, hy kry al die eer, al die lof, al die dank. Kom aan, gee die Here die prys. Wat doen jy dit? Guns. What do you call this? Favor. En weet jy wat, iemand wat guns het, iemand wat guns verstaan, deel dit graag met ander. Verstaan jy? Ou wat sê, nee, ek het sy kans gekry. Sê ek pastoor op. Ek het lang gevat om hierdie goed te leer. Ek deel nie graag met iemand. Wat het jy gerook? Jy's geroep om gesalf om die kerk te leer en te help. Alles wat ek het, wil ek vir jou gee. Alles wat ek wil ek met jou deel. Jy moet dit net vat. Amen. En jy groei in guns, sal jy Jesus altyd die eer gee. Dis jou toets. Weet wat ek praat? As die Here jou regtig seën, sal jy hom al die eer gee, sê jy nederig bly. Ons doen nog een ding gaan. Sê vir jou langs jou, mag jy nooit 'n snobbis word nie. Kom, maak dit los. Oh, dit was lekker, ek moes dit sê. Het jy gehoor? My vrou weet, my personeel, my mense weet hoe voel ek oor snobbisme. Toe jy niks gehad het nie, toe was jy oké, toe kon ons met jou praat. Nou dat jy geld het, nou dink jy is iets anders. Die Here help jou. So vir party kan ek nie bid om baie geld te kry nie, want as hy snobbis gaan word, dan gaan ek sommer gou bid en sê, ag Here, vat maar weer weg daar. Geen snobbisme in hierdie huis nie, die vryheid van die Heilige Gees in hierdie plek. Kom aan, almal nederig voor die Here. Kom aan, ons gee Jesus al die eer. Al die lof, al die dank. Oh, kom ons juig bietjie, dankie Here. Dankie Here. Wat 'n diens. Okay. David, hy verstaan so mooi dat hy guns het. Hy noem hom sommer self 'n gunsgenoot. Kan jy dink hoe sien hy hom? Die vuur brand soos, die woord brand soos 'n vuur binne my. Hy verstaan guns so goed in die Ou Testament dat hy sê ek is God se gunsgenoot. Wat sê die Afrikaner oor die algemeen? Hierdie ou praat daarom groot. Nee, miskien moet ons meer groot praat. Jy sien, maar jy moet dit net reg definieer. Nie arrogant groot praat nie. Praat oor God en oor sy groot dinge. Ons moet groot dinge praat. Sê saam met my, ek is 'n gunsgenoot. In Christus. Onthou, buite Christus geen guns. Sê dit weer, sê ek is 'n gunsgenoot. In Jesus naam. Amen en amen. Dank vir die Here, gee hom prys. Kom aan, vir die Here prys. Dankie Vader. Dankie Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons almal wees tot ons vanaand weer by mekaar. In Jesus naam, en almal sê amen. God bless you.